Hier is onderwerp 4 eenheid 1 verskillende ekostelsels van NWT. Soos linksbo begin, wat is 'n ekostelsel? Die ekostelsel is lewende en nie-lewende dinge in 'n gebied. Lewende dinge is plante en diere. Nie-lewende dinge is sonlig, water, grond en lug. Dan in rooi, alles werk saam om lewe moontlik te maak. Dan as ons na die tweede blokkie kyk, verskillende soorte ekostelsels. Daar is baie soorte ekostelsels. Voorbeelde is riviere, berge, grasvelde, woestyne, see, vlei-lande en woude. En dan elke ekostelsel het verskillende toestande, sonlig en water. En die laaste punt is, daarom leef verskillende plante en diere in elke ekostelsel. So as ons na die regterkant toe gaan, om dit makliker te maak om te leer, dan dink 'n mens net 'n bietjie aan die natuur daar buite. So ekostelsels, punt 1. Die ekostelsel is lewende en nie-lewende dinge in 'n gebied. Punt 2, lewende en nie-lewende dinge werk saam om lewe moontlik te maak. Die een kan nie sonder die ander nie, met ander woorde. Punt 3, ons kry verskillende ekostelsels. En dan punt 4, elke ekostelsel se weer is anders en die plante groei en diere verskil dus. So 'n mens maak die regterkant toe en mens kyk of 'n mens die volgende kan uitskryf en onthou totdat 'n mens alles uit die kop uit kan opsê is. Ek sal sê hierso punt 1 is belangrik. Punt 2 is belangrik en dan punt 4 is belangrik. So dis alles aangaande ekostelsels. En net ter opsomming is soos as mens 'n sekere dier of 'n sekere insek verwyder wat uitsterf, dan sal die ekostelsel gewoonlik in duie stort, want 'n sekere dier en 'n sekere plant is belangrik vir 'n ekostelsel. Volgende skyfie is 'n apply bottom to chair skyfie. So ons gaan eers deur dit hardloop en dan gaan ons die visualiseringsmetode toepas. Ons gaan die tabel toemaak en kyk wat ons alles kan onthou en heeltyd terugkom. So kom ons gaan eers deur die tabel. So in die eerste kolom kry ons die verskillende ekostelsels, tweede kolom die weertoestande, derde kolom die plante groei, vierde kolom is die diere en dan die vyfde kolom is die bedreigings vir hierdie tipe ekostelsels. So heel eerste ekostelsel wat ons kry is nommer 1 is grasvelde. So hier is die weertoestande baie sonlig, warm somers, koue winters en kry baie reën wat help dat die gras groei. Plante wat ons kry is hoofsaaklik gras, klein struike en min bome. Diere wat mense kry is gewoonlik as mense op National Geographic kyk en mense sien die groot oop grasvelde in Afrika, zebras, renosters, kameelperde, leeu's, jakkalse, hyenas en termiete. Bedreigings is stroop, bedoelende mense wat renosters kom skiet vir hulle horings. Dan is dit vuur, boerdery as mense grasvelde verwerk om te kom boer en mense grasvelde skoonmaak vir behuising. Dan die tweede ekostelsel is riviere. Weertoestand is varswater. Water kan warm of koud wees en sonlig met skaduryke oewers. Met ander woorde, daar is sonlig, maar op die rande van of die oewers of rivierbanke is daar skaduwee. Plante wat 'n mens hier kry is poelgras, riete, bome langs die oewers. Diere, visse, paddas, insekte en voëls. Bedreigings is waterbesoedeling soos rommel en seep. Dan die derde ekostelsel wat ons kry is poele. Dit is met ander woorde stilstaande water of klein dammetjies en so aan. Weerstoestande is klein varswaterpoele, baie sonlig en soms skadu langs die kante. Die water is koud. Grond langs die poele is klam. Plante is waterlelies, poelgras
bissies en riete. Diere wat in poele voorkom, visse, paddas, insekte en voëls. En dan die bedreigings is ook waterbesoedeling. En dan die vierde ekostelsel wat 'n mens kry is woude. Die weertoestande in woude is skaduryk as gevolg van die baie bome, so min sonlig kom deur. Hier sal mens sien baie min helder sonlig. Dit is koel as gevolg van die skaduwee en dit is ook klam omdat daar nie baie sonlig is nie. Plante wat voorkom in woude is verskillende soorte bome, varings, mos en blomplante. Diere wat voorkom in woude is bokke, wilde katte, muise, slange, voëls en insekte. Dan bedreigings vir woude is die afkapping van bome en dan ontbossing vir paaie en boerdery. So kom ons pas die visualiseringsmetode hier toe. En ek stel ook voor dat 'n mens kom ons kies net, waar is die muis? Skus. Kom ons kies net 2 punte elke keer om te onthou by elke kolom. Veral by die diere en die plante, kies net 2 om te onthou as mens leer vir dit. En kies altyd die 2 wat jy die maklikste kan onthou. So, okay, skus, as mens terugkom by die visualiseringsmetode en grasvelde, so jy maak jy oë toe en jy sien die groot oop stukke grasvelde. Daar is baie bome nie, so dit is warm en jy sien die leeu's en zebras op die groot oop grasvelde. So gras brand maklik, so dit is een van die bedreigings. En dan vir die tweede een riviere, jy sien die groot oop rivier wat lekker sterk vloei. Riviere is gewoonlik vars water en die water kan baie warm of koud wees, afhangende van waar dit is. Plante, spoelgras, riete, bome langs die oewers. Obviously in riviere is daar visse en paddas en insekte altyd. En die bedreiging, as dit water is dit outomaties altyd waterbesoedeling, so dis dan maklik. En dan die derde ene wat jy wil sien is poele, met ander woorde, dit is nie riviere nie, dit is stilstaande water of soos dammetjies en so aan. So jy sien hierdie oop klein dammetjie en daar's baie bome en dit is koud en daar is skaduwee en so aan. Plante is waterlelies, spoelgras, bissies. Diere is obviously visse en paddas. Dit is maklik. Hierso kan 'n mens maklik leer want riviere en poele se plante en diere is baie naby mekaar. So mens kies outomaties visse en paddas vir riviere en mens kies sommer visse en paddas vir poele ook. En omdat waterbesoedeling ook weer voorkom, is dit maklik. So vir die vierde een is woude. So jy sien hierdie baie bome voor jou en dit is min sonlig wat deurkom. Soos redelik koelerig en klam. Plante is obviously bome, varings en mos. Diere is bokke, wilde katte, muise en slange. En dan bedreigings is obviously bome wat afgekap word vir ontbossing vir paaie en boerderye. So op die volgende skyfie is 'n tabel wat leeg is. So 'n mens visualiseer elkeen van hierdie ekostelsels en mens kyk hoe ver mens die tabel ingevul kan kry en gaan terug en kyk wat uitgelos is en mense hou so aan totdat mense die tabel uit jou kop uit kan invul. En soos ek gesê het, baie belangrik is onthou net 2 punte elke keer te kies by elkeen van die kolomme vir weertoestande, plante, diere en bedreigings. En onthou vir riviere en poele is plante, diere en bedreigings basies dieselfde. So dis 'n lekker cheat ene wat mense kan onthou. So op die volgende skyfie is die tabel wat leeg is.